Shalom, dis Vrydagoggend, jy's ingeskakel by Herbou saam met Rian en wat 'n voorreg om vandag net by sy woord uit te kom. Dankie dat jy deel is van hierdie bediening, dankie vir elke comment, dankie vir elke like en elke share en dit beteken vir ons regtig so baie. Ons waardeer julle uit ons hart uit en ons wil vir julle sê ons is werklik waar lief vir julle. So baie dankie dat julle deel is van ons lewe. Halleluja. Ek wil gou met jou gesels vanoggend oor die feit dat ons in verskillende seisoene beweeg. Jy is nie altyd in dieselfde seisoen nie. So ek en jy beleef op verskillende tye, verskillende seisoene. En daarom moet ek en jy geduldig wees in elke seisoen. En baie keer wanneer jy in 'n seisoen is, dan verstaan jy nie altyd maar hoekom is ek in hierdie seisoen en hoekom moet ek hierdeur gaan? En waarom gebeur hierdie dinge met my? Maar jy sien, ons het nie altyd nodig om te verstaan. Want jy sien, dis nie hoe Vader werk nie. Vader werk nie op 'n manier waar ons altyd alles verstaan in terme van ons seisoen nie. So ek wil gou vir jou 'n gedeelte lees uit die woord uit. En ek vat jou na Jakobus hoofstuk 5 vers 7. Hy sê hier: wees geduldig, broeders, tot die wederkoms van ons meester Yeshua. So ek en jy moet geduldig wees, want ons is op 'n journey, totdat ons eendag die wederkoms gaan ervaar. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee, totdat die vroeë en die laatreëns ontvang het. So die vroeë en die laatreëns is twee verskillende seisoene. Die vroeë reëns en die laatreëns verteenwoordig verskillende seisoene in ons lewe. En jy sien, in elke seisoen is daar iets anderste wat ek en jy ervaar en beleef. En nie in elke seisoen dra ons vrug nie. Daar is baie keer 'n seisoen waar die snoeisker van die lewende God in ons lewe ingebring word. En dieselfde is daar weer 'n seisoen waar jy vrug dra. Ek kyk byvoorbeeld op die gronde hier by Mikdash Benoni en ons is nou in 'n winterseisoen en ons het die pragtigste blomme hier, ons het die pragtigste rose. As jy nog nie op hierdie gronde was nie, dan nooi ek jou tog om te kom kuier vir ons en kom woon ons aanbiedings by en ons het verblyf op die gronde. So as jy ons kontak en sê maar hoorie, so ek kom van ver af, ek wil oorslaap, dan is jy meer as welkom. So asseblief kontak ons, kom kuier vir ons hier by Mikdash Benoni. Maar ons het die pragtigste rose hier op hierdie perseel. Maar elke jaar moet hulle gesnoei word. En veral nou in hierdie winterseisoen word hulle gesnoei. En ek waarborg jou, as jy kyk hoe hulle lyk en jy het gesien hoe hulle gelyk het, dan kan jy imagine, maar hoorie so, hoekom is hulle so kort gesny en hoekom lyk hulle nou so? Want jy sien, wanneer die winterseisoen verby is, dan is daai roosbome weer reg om te kan blom, om die vrug te kan dra. En so gaan ek en jy ook baie keer deur verskillende seisoene. En die seisoene wat ek en jy beleef is nie om te verstaan nie, maar om geloof te hê in die lewende God. Ons moet 'n absolute geloof hê. As ek terugkyk na my lewe en ek sien maar ek was in hierdie seisoen en ek was in daardie seisoen, het ek nie daai tyd verstaan hoekom ek in daai seisoen is nie. Maar vandag verstaan ek dit. Vandag kan ek terugkyk en sê maar dis die rede hoekom ek daardeur is. Dis die rede hoekom ek hierdie seisoen in my lewe gehad het. Want sonder daai seisoen sou ek nie gewees het waar ek vandag is nie. Dis hoekom moet ek en jy geduldig wees. So nou gaan die woord verder in vers 8. Hy sê, julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van Messia is naby. So ek moet my hart versterk, ek moet geduldig wees wanneer ek hierdie seisoene ervaar. Moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat jy nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Nou gaan hy verder. Neem as voorbeeld van lyding, my broeders, en van geduld, die profete wat in die naam van Jahwe gespreek het. So hulle het lyding ervaar. Hulle het dinge beleef en ervaar. Met ander woorde, daar was seisoene in hulle lewe. En so is daar ook seisoene in jou lewe. En nou kom sê die woord, wees geduldig.
Wees geduldig in jou seisoen. Wanneer jy geduldig is in jou seisoen, wanneer jy uit jou seisoen uitkom, sal jy agterkom, maar ek moes dit ervaar het, ek moes dit beleef het, ek moes versterk geword het deur my seisoen, en my seisoen het my eintlik gebring in 'n posisie waar ek beter af is as wat ek was. En wanneer jy terugkyk, dan sal jy verstaan hoekom jy daardeur moes gegaan het. Maar nou, op hierdie oomblik, gaan dit nie altyd oor, okay, maar hoekom gebeur dit? En ek moet verstaan waardeur ek gaan, en ek moet verstaan wat die situasie is. Nee, al wat jy moet weet is, ek moet my geloof behou. Ek moet geloof in die lewende God hê, en ek moet geduld toepas. En daai geduld gaan my bring van een seisoen na die volgende seisoen. Want jy sien, die vroeë reëns moet kom in jou lewe, want dit dien 'n spesifieke doel vir jou lewe. En dan moet die laat reëns ook kom in jou lewe, want dit het weer 'n ander doel in jou lewe. En Vader weet presies wat hy doen in jou lewe. Hy weet presies. So weet jy wat, ek gee maklik oor. Ek gee maklik oor aan die lewende God, want hy is bewus van wat ek nodig het, en hy weet waardeur hy my vat, en hy ken die plan wat hy met my het, en hy sien die eindresultaat wat ek nie altyd raak sien nie, wat jy dalk nie raak sien nie. Daarom vertrou hom en wees geduldig tydens jou verskillende seisoene. Halleluja! Ek wil hierdie met jou gedeel het vandag, en ek glo en vertrou dat hierdie woord het 'n groot impak in jou lewe. So mag jy geseënd wees. En mag die liefde van die lewende God vandag jou lewe oorskadu, en mag sy seën op jou kom rus. Mag hy sy aangesig oor jou rig, en mag hy jou seën. Halleluja! Van my kant af, Rian Albury, altyd 'n voorreg. Wees geseënd, geniet jou dag, tot volgende keer. Shalom.